sterkte. Dankie. Vriende, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Dis die eerste keer dat ek hier kom. En ons bly nou in Jeffreys Bay. Ek was die afgelope jaar so pastorale hulp daar. Dit is 'n groot gemeente. Ek kom ook van 'n klein gemeente. En daar stap ek in 'n gemeente in van oor die 5000 lidmate. Vaderland, ek verloor myself daar. Maar dit was my wonderlike voorreg. Ek is soort van ondersteunend vir die leraars gewees. Ek moet nou dink, dit is groot. Dit werk anders as in so 'n gemeente wat ek ook ken. Maar dit maak nou volgende week klaar. Dan is ek soos meeste van u afgetree. Nee, ons tree nooit af in daai sin nie. Dit is wel regtig lekker om saam met u te wees vanoggend. Ek kyk sommer hier agter in die wil ek sê konsistorie nie, daar waar die foto's van die dominees hang. En een van my klasmaats was ook hier dominee, Eddie Eywes. Is Eddie oorlede? Ekskuus. OK. Nee, ek sien, dit was die eerste gemeente. 1984. Ja, is lekker om sommer sy foto ook te sien. Kyk, ek voel baie keer, né, as ons nou op 'n Sondag so by mekaar kom. Wat moet ek nou vanoggend vir u sê wat u nie weet nie? Baie van u ken hierdie Bybel beter as ek. En tog is ons elke week hier. Iemand het geskryf en gesê, the Bible is not for information, but for transformation. En dit help my baie om te sê dat die Here is nie regtig ingestel of ek al die inhoud van die Bybel ken nie, want ek glo, u ken dit al beter as ek. Die vraag is of die inhoud van die Bybel my lewe raak. My lewe verander, dat ek dalk op 'n manier anders praat, of dink, of doen, of glo. Want as dit nie die geval is nie, dan stap ons vanoggend hier in en ons stap dieselfde uit. En al wat jy sê is, man, ek weet klaar wat die dominee gesê het, ek ken dit al lankal, of is vervelig, of ons praat sulke goed. Maar as ons hier sit vanoggend en sê, Here, as die Bybel daar is om my lewe aan te spreek en te verander, dan wil ek hier sit, maak nie saak, wat weet ek van die woord nie, en ek is ontvanklik. Ek het 'n leerbare gees, en weet jy, dis my gebed vanoggend, dat jy iets in die diens sal ervaar, wat die Here in u hart kom lê, in jou lewe kom lê, wat jy nou nodig het, om iets te verstaan van die wonder, van die Here Jesus Christus se lewe en sterwe en opstanding. Dis nou lydenstyd in die kerk, né? Julle dominee het gevra of ek sal aansluit by lydenstyd, so ek doen dit graag vanoggend, om na te dink bietjie oor 'n baie belangrike ding. Wat beteken daai ter helle neergedaal het? Ons sal nou in die geloofsbelijdenis weer daarby uitkom. Wat beteken dit? Ter helle neergedaal. Ons gebruik nooit daai goed nie. Dis ons nie 'n deel van ons praat elke dag. Maar goed, ons sal in die diens daarby aansluit. Ek wil vra of enige besoekers is wat vandag saam kuier hier. Of hulle is in hulle eie gemeentes of hulle kom nie kerk toe nie. In die geval julle weet, julle is baie hartlik welkom. Is daar iemand wat asseblief vir ons die kers sal kom aansteek? Enige iemand? Ja, asseblief. Noem bietjie vir my 'n teks wat jy ken wat gaan oor lig in die Bybel. Lig. Julle is die lig vir die wêreld. En dis die ongelooflike van lig. As hierdie hele kerk donker was en ons steek hom nou so aan, kan jy nie glo dat daai ou liggetjie die donker verander, verdryf. En dit bly 'n mooi beeld wat die Here sê. Lig vir die wêreld en sout vir die aarde. Te sê, hoor die daar waar ons is, man, elke dag. Leef so dat die mense kan sien jy maak 'n verskil. Wat doen 'n kers, wat doen so lig? Hy trek die motte aan. Iets van dit moet ook in ons lewe tog waar wees, dat ons mense aantrek na die Here toe, nie na onsself nie,
maar die lig wat ons graag weerkaats. So julle, hartlik welkom vanoggend. Mag ons 'n ontmoeting met die Here hê. Mag ons voel hy praat in ons hart in. Ons is hier om sy naam groot te maak. Ons is hier om hom te dien. En net soos julle, is ek lief vir die Here, en is dit 'n voorreg vir my dat ek ook sy kind kan wees, en saam met julle na die woord kan kyk vanoggend. Kom ons begin ons diens met 'n gebed. Here, ons is hier in die teenwoordigheid. Kinders en groot mense en jong mense, oud, jonk, maak nie saak nie. En ons wil vir u sê, ons is lief vir u. Ons wil nie regtig sonder u lewe nie, en ons weet, ons kan ook nie. Dankie dat ons die voorreg het om vanoggend hier in rustigheid te kan aanbid en teenwoordig te wees, waar u woord gelees word en oordink word, en dat die Heilige Gees met ons is en by ons is, en dat ons saam met ander kinders van u hier kan wees. Die Bybel sê ons is eintlik soos 'n familie of 'n groot gesin. Dankie dat ons mag deel wees. Baie keer voel ons so alleen en op ons eie, maar hier by die kerk ervaar ons iets van ons behoort. Ons het 'n plekkie. Mense het ons nodig en ons het hulle nodig. Maar Here, ons is in die eerste plek hier vanoggend, omdat ons vir u lief het en 'n verhouding met u lewe en u kinders is. En ons wil so aan die voete kom sit en sê, Here, kom, leer ook vanoggend vir ons wat elkeen van ons in ons lewe nodig het om te weet en om te hoor. Dankie dat ons hierdie diens mag begin in die naam van die Vader wat ons geskep het, Jesus Christus, die Here, ons verlosser, en die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Amen. Vriende, genade vir julle en vrede van hierdie drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here sê, wees gegroet in my naam, julle is almal so welkom hier, en as antwoord kan ons sê, Here, maar ietsie wat ons saam kan doen is, ons gaan lekker saam sing. En ek het 4 liedere gekies. Die eerste een is net 'n loflied, Jesus, ons loof u. Die tweede een is, ek is so bly ek ken vir Jesus, meer 'n kinderlied wat sê, ek is so bly ek het 'n Bybel. Bybel wat ek die Here se woord kan lees. En dan die derde lied sluit nogal aan by die lydenstyd. Ons kniel hier voor die Here neer, as ons nou dink oor die tyd wat ons nou in is. En dan die laaste lied is net, spreek Here, hier sit ons is hier om na u te luister. So ons gaan 4 liedere saam sing. Ons kan staan en as julle moeg is, dan gesit julle. Dit is geen probleem nie, maar my sing nogal lekker as jy staan, hè. Maar kom ons loof die Here, ons fokus op die woorde en ons fokus op die Here self. Kom ons sing saam.
reg nie. As iets voor hom. As ietsie net voor daai ene. Daar is hy, daar kom hy nou. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het met zo'n verwante wees. Kinders van die Here het met zo'n verwante wees. Ons kniel hier voor U voeten neer en oor die hemelkoren. Loof en prys en roem U Heer, oor ons so verloren. Liefde is onpeilbaar groot, ons zijn nie om te leunen. Geen kruistyd en geen vloek, geen dood, om sondaars te bevry. Die lam wat vir ons sondes word, oor in die helse magte. Hy koop ons met sy dood, sy bloed, uit duisende geslagte. Spreek Heer, laat die kinders luister, net die woord Heer, bring weer lig en duister. Dankie, kom maar sit. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen voordat ons lees. Here, ons het 'n mooi lied op die einde ookie gesing. Spreek Heer, want U woord bring lig in duister. Want dit is waar ons vandag eintlik kan praat oor die hel neergedaal wat eintlik soos 'n stuk duisternis was vir U. Mag U woord vir ons die lig gee op ons pad vanoggend om dit ook te verstaan. En hoe ons daarop moet reageer. Is ons so kosbaar dat ons die Bybel in ons eie taal het en dat hier in vryheid kan lees vanoggend en saam oordink. Spreek Here, dit is regtig ons gebed. Want hier sit die kinders en ons wil saam luister. Amen. In ons geloofsbelijdenis is daar 'n lang stuk wat gaan oor die stuk wat ons eintlik vandag oor wil praat. Die meeste in die geloofsbelijdenis gaan oor Jesus Christus. Nou die stukkie wat ek uitgehaal het, sê die volgende. Daar staan, ek glo in Jesus Christus, nee, ek ken dit, die enige gebore seun van God, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, hy is ook gebore uit die maagd Maria, dit bely ons alles, en dan is hy 'n bietjie verder aangaan. Ek glo dat hy gelei het,
dat hy onder Pontius Pilatus gekruisig is, dat hy gesterf het en begrawe is, en dan sê ons, ek glo dat hy ter helle neergedaal het. Ek glo ook dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en dat hy opgevaar het na die hemel, en dit wat daar volg, daai sinnetjie. Ek glo dat hy ter helle neergedaal het. Of onthou jy het ou vertaling al was, dat hy neergedaal het na die hel. Nou stuk in die Bybel wat dit eintlik vir ons verduidelik is Matteus 27. U kan dit volg, maar as jy die Bybel saamgebring het, in my Bybel is dit bladsy 44, kom ons lees dit saam. Matteus 27, vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kop, been, plek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Vers 35, hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel, deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo in sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Daar het gestaan, dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle die kop geskit en gesê, jy wat van die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is, en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde, die kerkmense, saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hulle is so sarkasties. Vers 43. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Dan, vers 45, van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Ons gaan net tot daar lees. My God, my God, waarom het U my verlaat? Daar's 'n sekere Hollander, Dr. J.W. van Hulst. Jy moet nie daai prentjie opkry daar. Kyk het gou waar sy die eerste een. Weet of julle daar kan lees nie, daar staan treinen naar die hel. Hy het daai boek geskryf, daai dokter van Hulst. En die boek is eintlik 'n bespreking van 'n dagboek wat 'n Hollandse Jodin, haar naam was Etty Hillesum, tydens daai moeilike tyd wat die Jode vervolgers en in die kampe gegooi is, het sy dagboek gehou. En die persoon het die hele dagboeke beskrywe in daai boek en het eintlik nagevors. En Etty was een van die mense wat soos baie ander, soos slagskape in trokke gegooi is en aangery is, na die uitwissingskampe toe. Onder andere na Auschwitz. Daar is 'n fotootjie van hoe sy lyk en hoe sy geskryf het. Sy het 8 sulke dagboeke gehad. En in die dagboeke het sy vir 2 jaar geskryf wat sy beleef het in daai kampe. En sy is daar in Auschwitz, daai bekende kamp, sy toe dood. 1943 en sy was net 29 jaar oud. Hulle het nog vir haar gevat en haar pa en haar ma en
Toe hulle aankom is haar pa en ma dadelik vergas, doodgemaak. En hierdie treine wat so gery het na die uitwissingskampe, hulle was soos treine na die hel. Kyk daai volgende foto net op so daar. Treine na die hel. Kos kyk daar so 'n paar foto's van hulle. Dis hoe die mense ingelaai het. Duisende ter duisende mense. Ou mense, kinders, babetjies. Kom hulle aan daar, dan is hulle verdeel, hulle is geskei. Vrouens, suigelinge. Hulle is in daai kaal goederewaans ingedruk. En hulle moes onder die hagelikste omstandighede vir dae, vir weke op daai treine bly, tot hulle afgelaai is. En hulle het minder as die basiese gehad om te oorlewe. Toe die trein waarin Etty gery het, uiteindelik sy eindpunt bereik, en al die oorlewendes, en ek vrees bevange uit daai trein geboener is, sê sy, nou ben ek dus in die hel. Nou is ek in die hel. Want sy sê, ek moes hier aanskou, hoe dat ouers van hulle kinders geskei word. En die ouers moes self besluit, as hulle meer as een kind gehad het, wat 'n kind gaan hulle hou, en wat 'n kind gaan hulle afstaan. Nou stel jou voor, julle ken daai fliek Sophie's Choice, wat daai ma ook moes kies tussen die seun of die dogter. Nou Etty sê, sy kon dit sien daar, dat die ouers moes kies. En as sy ouers nie gekies het nie, dan is die kinders weggevat, en net daar tereggestel, daar, voor hulle. Wat sou jy gedoen het? Nou ben ek in die hel, sê Emmy. Wat is hel? Ek dink 'n mens sal seker ervarings soos die van Etty en ander as hel kon beskryf. Sê ons nie baie keer as iemand intense lyding of trauma ervaar, hoor jy dit was hel. Mense sê, hoor jy dit was soos hel. Menende, dit het gevoel soos hel. Ek was alleen, ek was eensaam, ek is so ontstel, dit was net te verskriklik om te hanteer. So wat is die hel? Ons het nou gesê in die geloofsbelijdenis, Jesus het ter helle neergedaal. Nou wat bedoel ons daarmee? Het julle al gedink, wanneer het Jesus nou ter helle neergedaal? Wanneer was dit nou? En hoe het hy ter helle neergedaal? Ek meen, niemand weet regtig nie. Ons weet nie eers presies wanneer het hierdie woordjies in ons geloofsbelijdenis ingekom nie. Baie mense sê eers in die 4de eeu na Christus het hulle dit ingevoeg. Jesus het ter helle neergedaal. So die vraag is, was Jesus letterlik in die hel? Was hy in die hel? Dink bietjie mooi, het Jesus tussen Goeie Vrydag en Paasondag, Goeie Vrydag, Paasondag, was hy daai tyd nou in die hel, iewers onder die grond, dat hy daar verdwaai na 'n plek waar vuur brand. Hoe verstaan jy dit? Jesus het ter helle neergedaal. Ek glo nie dis wat gebeur het nie, dat hy tussen Goeie Vrydag en Paasondag iewers onder die aarde in 'n plek was waar daar vuur was nie. Want die dag toe hy gesterf het, wat het hy vir daai een moordenaar aan die kruis gesê? Vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Vandag. In die paradys wees, nie in die hel nie, in die paradys wees. So hel, die woord hel wil vir ons eerder 'n toestand aandui as 'n plek. 'n toestand van verskrikking, van absolute eensaamheid, van absolute Godverlatenheid. 'n Mens kan sê hel is 'n toestand waar God nie is nie. Dis hoekom dit hel is. Ek kry sommer teks wat Paulus geskryf het in 2 Tessalonisense 1, as hy oor Jesus se wederkoms praat, dan sê hy daar, dat die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel sal verskyn. Dis nou by die wederkoms.
Dan staan daar, dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dis hel. Hoor jy dit? Dis hel. Jesus het eintlik met eerbied gesê, met sy geboorte al, op die trein na die hel geklim. Toe hy gebore is hy gelaai op die trein na die hel. Ek weet, ons teken baie mooi prentjies van Jesus, hier in Kerstyd, baie keer. Dink bietjie Jesus met die glinsterende strome, die strooi, in die liggies, dit is so hemels, wat Jesus daar lê in die krippie. Maar is dit waar? Vir Jesus was dit verskriklik om in hierdie wêreld gebore te word. Die Bybel sê hy het homself verneder toe hy gebore is, om aan ons as mense gelyk te word, Filippense 2. Ek meen, ons kan ons dit beswaarlik voorstel. Die groot wonderlike God, wat uit die hemel uit, die heerlikheid van die hemel kan jy amper sê prys gee, en in ons slegte wêreld eintlik inkom, om mens te wees, om te kom lewe. En hy word blootgestel aan alles wat in hierdie lewe gebeur. Daarom sê in 1 Johannes, weet jy, ek het aan my eie mense toe gekom, hulle het my nie eens aanvaar nie. Maar ek wil sommer net sê, almal wat my aanvaar vir wie ek is, vir hulle, sê ek, hulle kan kinders van God genoem word. So vriende, vir Jesus was die een stasie op pad na sy dood vir my erger as die ander ene. Dink bietjie. Die verwerping deur sy eie mense wat geskreeu het, kruisig hom. Jy kan nie glo nie, 'n paar dae vroeër ry hy op 'n donkie binne Jerusalem in en hulle gooi al die palmtakke en hulle sê halleluja, prys hom, seun van Dawid. En dan hierso skreeu daai mense, kruisig hom, sy eie mense. Dink net aan die verraad, dink aan die verloning van sy disippels. Die disippels wat slaap toe hy doodsbenoud vir hulle vra, asseblief, waak net saam my. En hy bid, Here, kan hierdie beker dalk verbygaan? Wat doen hulle? Hulle slaap. Hoe swaar moes dit vir hom gewees het? Dan die oordeel van die Sanhedrin, die kerk, die skrifgeleerdes, die fariseërs. En ek dink, Jesus staan nie voor Pontius Pilatus, en Pontius Pilatus sê, hierdie man is onskuldig. Maar, oké, moet ek iemand anders te vrylaat? Ja, Barabbas, sorry. Hier staan Jesus, hy word eintlik onskuldig verklaar, wat hy was. Hoe sou jy gevoel het? Dan die soldate wat hom gesel, wat hom in die swepe slaan, wat hom spot, wat die kroon op sy kop druk, dan aan die kruis, die hamerhoue, die spykers, die pyn, die dors, die dood. So vir my het Jesus se lewe al hoe vinniger en vinniger gestorm daar na die aaklige eindpunt. Waar sy Vader, sy hemelse Vader, sê die Bybel, die keuse uitoefen om sy enige gebore seun prys te gee aan hulle wat hom folter, om weg te gee in die dood. Ja, dis ongelooflik. Romeine 8 sê, hy, dis nou die Vader, het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Maar vir dit het Jesus onuitspreeklike angs gehad, smarte, maar veral hier aan die kruis. Daar nog die Heidelbergse katekismus, dan vra dit, hoekom het Jesus so gelei? Hoekom het hy gelei? Dan staan daar, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees, en myself volkome vertroos, dat my Here Jesus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het. Nou begin ek al hoe beter bietjie te verstaan, wat beteken der helle neergedaal? Dat Jesus dit vir my gedoen het. So wat is die betekenis dan, as Jesus daar aan die kruis hang wat ons nou gelees het? Die wonder is, op daai dag is die skuld van hierdie wêreld
waaraan ons ook deel het, van ons volkome weggeneem. Ook daai soldate, wat daai kinders weggeruk het uit die ouers se arms, Jesus het ook vir hulle gesterf. Ook vir daai mense wat die mense in daai gaskamers ingedruk het om te sterwe. Dis ook vir hulle. Ook vir daai mense wat die spykers deur sy hande gekap het. Dis ook vir hulle. En al daai goed wat op hom neergekom het, was soos hel. Dit was hel. So ek wil sê, dit was hel toe Jesus aan die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? So Jesus was nie iewers in die hel nie. Ek dink jy hoor dit nie. Iemand het gesê, maar die hel het eintlik so teen hom opgekruip. Vir die eerste keer het iemand ervaar, wat beteken absolute Godverlatenheid. Dit noem die Bybel helse smarte. En weet jy, toe ek hieroor nagedink het, gedink, Here, maar ek verstaan dit nie, ek was nie daar nie. Sal ek ooit kan verstaan wat hier gebeur het, toe U ter helle neergedaal het? Iemand sê so mooi, hy sê terwyl die hemel, dink mooi, die hemel, die volheid van God se teenwoordigheid is die hel aan die ander kant, die leegheid van sy afwesigheid. So die hemel is ons 'n teken van God se teenwoordigheid, terwyl die hel is 'n teken van God is afwesig. God is nie daar nie. So waar God is daar lig en is daar lewe en is daar hoop. Maar aan hierdie ander kant waar God nie is nie, is dit donker. Is daar dood, is daar wanhoop. Die Bybel praat van die buitenste duisternis. Dis waar God nie is nie. Dis 'n toestand van verskrikking, eensaamheid. En dit is my so opmerklik, toe Jesus sterf aan die kruis, wat gebeur? Daar staan, vir 3 ure het dit pikdonker geword. Daar kry jy weer daai ding, die donker. Hier het 'n verskriklike ding nou gebeur, die hele wêreld was pikdonker. My God, waarom het U my verlaat? So vriende, op die ou einde, dink ek kan 'n mens sê dat ter helle neergedaal is vir ons 'n verduideliking wat ons bely in ons geloofsbelydenis. Ek glo dat Jesus gelei het. Ek glo dat hy gekruisig is. Ek glo dat hy gesterf het. En ek glo dat hy begrawe is. Dis ter helle neergedaal. Vir jou en vir my. Ja, daarom sê die geloofsbelydenis, hy het dit vir ons, in ons plek gedoen. Ja, en ek kry dit nog in die nagmaalsformulier ook, daar staan, dat hy van God verlate was, sodat ons nooit weer van God verlate sou wees. Vir my en vir jou. En weet jy, dit verander my lewe. Dis iets waaraan ek vashou, dat wat ook al dat in my lewe gebeur, kan my nooit meer van God verlate maak nie. Want Jesus het dit eintlik vir my, in my plek gedoen. Daarom word die Vrydag waarop Jesus gesterf het, Goeie Vrydag genoem. Dis ons nie eintlik Goeie Vrydag nie. Want iemand sê so mooi, Jesus se hellevaart maak al die hellevaarte wat ek in my lewe moet meemaak anders. Dit sê waar ek hel beleef, daar is Jesus by my. Hoor dit weer vanoggend. Daar waar ek hel beleef, daar is Jesus langs my, by my, een met my. Daar maak hy my vry. Ons voel baie keer, met respek, die hel breek los in ons lewe. Die goed raak uit verband uit. Ek kan dit meer hanteer nie, is nou net te veel vir my. Ek kan nie meer hierdie krisis hanteer nie. Dan kan ek weet, God is daar. As jy weer moet gaan vir 'n operasie, tog gaan kwai net as jy in daai gangetjie so af lê, jy lê so na die ligte gaan so by jou verby. En jy weet eintlik wat om te verwag nie. As jy slegte nuus kry by die dokter en hy sê vir jou, meneer of mevrou, jammer maar jy het
slegte kanker. Daar's baie slegte nuus in die lewe. Dan moet jy weet, ek is nie alleen nie. As jy voel ek raak ouer en my kragte raak minder, ek kan nie meer lekker loop nie, en ek kan nie lekker hoor nie, ek kan nie lekker sien nie, en ek kan nie meer die goed doen wat ek gedoen het nie. Wat moet jy onthou? Jesus het vir jou ter helle neergedaal. Jesus sê, ek is met jou, ek is by jou, niemand kan jou van my liefde skei nie. Ja, dit is my net ongelooflik. So ek wil vanoggend sê, die van ons wat al werklik bang was, die van ons wat al werklik bedroef was, wat werklik wanhoopig was, sal weet waaroor dit hier gaan. Want dis waar Jesus was. Hy verstaan. Dan kom wat hy in 'n mens se lewe, en daarmee sluit ek af, dat jou enigste troos is, die feit dat Jesus ter helle neergedaal het. Dat dit eintlik jou diepste troos is, dat hierdie verskrikking wat hy deurgegaan het, hierdie Godverlatenheid wat hy beleef het hy gedoen sodat ek mag weet, God is daar waar ek is, altyd, en niks sal my van sy liefde skei nie. Dan kom Paulus en sê, wie kan ons dan van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, nee. Ek is oortuig, geen dood, of lewe, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, kragte, hoogte, diepte, enigiets in hierdie skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dis wat dit vir my beteken. Jesus het ter helle neergedaal, sodat niks my van God se liefde kan skei nie. Nie vandag nie, nie môre nie, ook nie in die toekoms nie. Ek en jy se lewe is veilig, is geborge, is tuis, kan ek sê, by God. Wat 'n voorreg dat ons saam kan bely. Ek glo dat Jesus ter helle neergedaal het. Want dit is vir jou, dit is vir my. Amen. Here, dankie dat ons kan nadink oor hierdie pad wat U ook geloop het. Dat U lewe eintlik een treinreis was op pad na die einde. Of soos Etty Hillesum gesê het, nou ben ek in die hel, nou is ek hier. Nou is ek in hierdie plek van verskrikking, van Godverlatenheid, van verwoesting, van verontmensliking. Ons kan ons nie een oomblik indink wat daai mense beleef het nie. Daarom, Jesus, verstaan ons so min van wat dit beteken dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. Ons sê dit so maklik, maar vanoggend besef ons weer, dis iets ontsettend, as God jou verlaat het. En hier kan ons vanoggend met vreugde vir aanbid en sê, dankie, dankie Here, dat U verlate was, sodat ons nooit weer verlate hoef te wees nie. Sodat wat ook al in ons lewe gebeur, niks sal ooit kan skei van die liefde van God nie. Nie is ons voor U vanoggend. Dalk sit hier vanoggend iemand wat sê, maar Here, U weet ek sukkel. Ek sukkel met goed. Dis my swaar. Ek voel alleen. Ek voel verlate. Ek voel ongeliefd. Of wat ook al. Mag hy sy vanoggend net weer besef. En mag jy hoor weer vanoggend, die Here wat jy aanbid en wat jy liefhet, hy sal jou nooit alleen los nie. Dankie, dankie, dankie daarvoor. Amen. Kom ons gee nou geleentheid vir ons dankoffers en daarna sal ons die aankondigings doen.
enige bo wees. Dan is so baie om voor te sê. Here, baie dankie dat ons volgende die opstanding kon vier. So, baie dankie vir die boodskap. Baie dankie vir die noodgedag. Here, deur al die jare, wat al die gemeentes wat van hom afgestig is. Here, ek weet nie waar om te begin. Dankie vir die liefdegawes op hom. Ook baie dankie vir al die gawes deur al die jare. Here, sommer dankie dat die Martin vir ons gegee wat tot die einde van sy dienste, tot die einde gekom het as apostel, vir ieder wat soveel keer gejaag het, om die sakramente te doen. Here, ek weet nie, het is te klein, om vir die dank te sê, vir die goeie gawes, wat ons het jou aanvang. In Jesus woord. As ek kom, ons kyk goed na die afkondigings. Die kerkkantoor gaan dan van 30 Maart tot 4 April gesluit wees. Volgende naweek neem Brian ons nuwe klosters, die sy afnaweek, Hannes gaan vir ons instaan, by Tante Hannes. Op ons gebedslys, Clyde Netty Randall, sy seun Brendan is oorlede. Dit is nou komende Dinsdag om 11 uur. En ook dan ons simpatie met Kotie Oosthuizen en haar familie, Weiers is donderdag oorlede. Kom ons dra vir hulle aan die Here op dat hierdie tyd van hartseer die twee families wat die ook vir hulle daar baie naby sal wees. Ons gebedslys, Fanny en Veronica, is nog op die gebedslys en ook allemaal wat, ons weet nie van allemaal wat siek is in ons gemeente nie, ons weet nie van allemaal wat zwaar kry nie, maar wat dan bekommerd is, wat dan eensaam is vandaag. Kom ons bid dat die Here by elkeen van die persone sal wees. Ek het nie verjaarsdag vandag nie, maar allemaal in die week verjaar, baie geluk, mag julle ook in die nuwe lewensjaar 'n baie mooi gelykpad saam met die Here geniet. Dankie. Goeiemôre, almal van julle. Niels, die mense almal baie skrikkies. Die klomp wat ek vinnig op. Ja, baie dankie om Niels hier. Dis 'n mooi gebed. Ons kom vanoggend hier by mekaar, ons kooi van broer Martin afskeid neem. Ons kom net vir hom dankie sê. Dat die van julle wat nou nie kan lekker sien, daar sit hy in sy gewone plekkie, hy en julle. En ons kom nou vanoggend vir hulle en sy familie en tweeling, is almal hier vanoggend om afskeid te neem, om dankie te sê vir Martin. Ek het 'n bietjie met Martin gesels. Nou so ongeveer 80 jaar gelede is hy daar in 'n dorpie in die Weskaap, Ketberg, is hy gebore. En ek het gister vir 'n vriend van my gevra op Ketberg. Hy sê ja, Ketberg lê so op die rand van die Boland en die Sandveld is. Die Sandveld is natuurlik bekend vir hulle streek vir wonderlike aardappels. Daar by Redelinghuis en Aurora is die plek. En ek het nou Vrydag of Donderdag het ek 'n dame ontmoet wat in ons kerk is. Ek wonder of sy vanoggend hier is, maar sy kom van die op vir die Sandveld af. En sy vanoggend hier so wit kop tannie.
Ja, almal wat kop. Goed, maar in elk geval, toe praat ek en hy nou so, hy sê vir my, toe hy 'n seentjie van 6 jaar oud was, het daar 'n dominee Breitenbach, was daar op die kant gewees, en hy het toe met eerste keer David dominee Breitenbach, het hy toe ontmoet. En baie interessant, in 1985, toe word Martin deur Transnet verplaas na Port Elizabeth. En op die spesifieke aand kom dominee Breitenbach. Nou die ouer garde van ons sal weet, hy was een van ons leraars hier in die kerk gewees. Toe hy huisbesoek. En hy het gehoor van die nuwe intrekkers daar in Atlanta sin. En toe ontmoet hy weer vir broer Martin. En dit so gebeur dat hy toe, dat Martin en Edith en die kinders, hulle is almal toe, het hulle opgeneem in ons kerk in 1985. So het Martin, het hy weer terug, het hy na die baai toe gekom. Wat interessant ook was, daardie tyd, julle wat nou onthou verlede Treina Oosthuizen, sy was die koster hier by die kerk gewees. Treina het, as sy nou byvoorbeeld die naweek gehad het sy sommer vir broer Martin in die werk gesteek en hy het dan die naweek het hy afgelos in die kerk. En toe Treina nou hier die gemeente verhuis, toe stel sy sommer vir Martin ook aan as koster. Martin sê, daar was geen advertensie gewees soos hierdie laastes wat ons gedoen het nie. Hy is net aangestel. En ek moet ten goede daarop sê, dat Treina 'n baie goeie aanstelling gemaak het. So, in 2007 tot Februarie 2025 was broer Martin hier in ons gemeente as koster gewees. Totaal rond 18 jaar. Nou, ek het so 'n bietjie met Martin gesels en julle sal self weet, hy praat so die verlede tyd, want hy is nog steeds hier by ons. Hy is 'n geliefde persoon gewees, hy was baie gewild in die gemeente gewees. Hy het altyd 'n grappie gedeel of 'n geselsie aangekoop. Nou die senior burgers het regtig waar in sy hart, het hy 'n sagte plek hier in hulle gehad. Gereeld het hy gaan kyk, Louisa Meiber wat ook nou luister, om te kyk of die preek deurkom na hulle toe. Ook by nagmaal was hy betrokke gewees. Hy het sommer net gaan kuier. Hy het net gaan kuier by die senior burgers. Hy het ook gesorg dat Edith was ook altyd daar baie betrokke. Sy is nou nog betrokke by die nagmaal daaronder by Louisa Meiber. En Edith, ek is baie dankbaar dat jy en Elena, dat jy nog steeds betrokke sal wees om die nagmaal daar by die senior burgers te gee. Ook Martin het maar, hy het nie 'n groot personeel gehad, dit was net hy, en dan een dag in die week het hy hulp gehad, en ook 'n tuinman. Maar hulle het gereeld, het hulle die kerkgeboue en die fasiliteite, het hulle nagekyk. Dan moet ek my bril haal, ek het nog ek so lees sonder 'n bril, maar ek kan nie my eie handskrif lees. Martin was ook vir jare was hy op die eiendomskommissie gewees, waar hy allerhande reparasies gedoen het, gehelp het waar hy die kerk geld op gespaar het. Hy het getrou, het hy funksies in die nagmaal en die bazaars en ander geleente in die kerk het hy in gereedheid gebring. Hy was ook vir my altyd so mooi, was 16 Desember was vir hom altyd belangrik geweest dat hier 'n geloofsdiens in die kerk gehou word. Hy het self soms ook 'n dominee gekry om vir ons op die 16 Desember die geloofsfees te lei. So het Martin, was hy bereid om altyd daai ekstra te doen vir die gemeente. Ook onder andere as ek nou onthou, ons moet dit weer terugbring in Niels, dat die ouerhuis die liedere kry, dat wat gesing word. Ek dink vanoggend sou hulle lieflik saam gesing het, as hulle die liedere bladsy in hulle hande kon gehad het. So het Martin altyd 'n ekstra gedoen vir ons,
vandag. En daar is ook 'n paar stories wat ek vir julle gou vinnig wil vertel. Ek het gister weer vir Marie du Plessis daar as hulle by Checkers, Marie, het ek haar gesien. Toe vertel ek nou weer vir haar, of sy nog onthou, hoe gereeld elke Sondag het sy vir broer Martin koffie gebring in 'n koffiefles. En hy het altyd gewag, hy sê hy moet eers sy koffie kry, voor hy aan die gang kon kom. En ek het nou vanoggend gekyk, Martin se huis van die kerk is so 210 meter op die kop. Nou moet jy weet, dis omtrent seker as jy nou vinnig stap, hoort jy so in 5 minute by die huis te kom. Maar nou vertel Edith ook, hoe hy altyd op pad na die huis, het hy altyd gestaan en gesels. Die van julle wat om Steven voorheen nog kan onthou, Steven het op die hoek gebly. Net oor kan die kerk, en dit was altyd hulle eerste stop, en het hulle daar gepraat. En dan het hy vir Tommy Gerber 'n bietjie onderaan die pad, het hy om Tommy langs die pad te kry. En dan het hy daar op die haag, op die hond gesels. En dan later aan met Martin se oom, swart Tommy wat ook daar by julle in hy straat gewoon het, ook met hom gesels. So Edith sê, wanneer hy nou by die huis kom, dan moet hy sê, maar weer die kos vir hom warm maak, want dit het maklik 1 uur na 2 ure gevat, om daar onder by sy huis te kom. Nou ja, die ander enetjie wat ek ook graag interessant bevind het, is die storie, omdat hy so naby die kerk gewoon het, hy gewoonlik gestap. En een oggend toe reed dit nou kwaai, die Sondagmôre hier by die kerk, en hy klim in sy motor, en hy ry tot by die kerk, en hy parkeer die agter waar Adrie gewoonlik staan. En toe na kerkdiens kom Martin by die huis aangestap, en Edith sê vir hom, nou waar's die motor? Nou ja, toe het hy die motor by die kerk vergeet. En ook vir my 'n oulike storie was, soos Edith, het eendag by 'n begrafenis, het hulle, die vrouelidmate het voorsiening gemaak vir koffie en tee, en terwyl sy vir Martin besig was om koffie reg te maak of tee, toe kom daar 'n dame sê, los dit maar uit, ek weet presies hoe Martin sy koffie wil hê. En Anita sê toe vir later, wie ken jy daai vrou? Sy sê, nee, ek ken nie die vrou nie, maar dit is Martin se vrou. So die tannie was maar baie bietjie daar. Martin, ek is bly julle sal in ons gemeente, ons sal jou mis, maar jy weet altyd dat jy jou gesin nog steeds welkom is. Nogmaals baie dankie broer Martin. Jy het diep spore getrap met al die kommissies wat is dankbaar vir wat jy altyd vir hulle in die dag gemeente gedoen het. Ek het so uitgewerk, as jy 18 jaar in 'n kerk koster is, dan kan hy maklik 15.000 keer deure en slotte oop en toegesluit het. As jy sien hoeveel deure en slotte is, dit het hy gedoen. Mag die Here jou spaar met goeie gesondheid, dat jy jou tweeling kleinseuns nog baie sal geniet, dat jy baie na rugbywedstryde sal gaan, prysuitdelings sal gaan, want as oupa en ouma daar is, dan speel hulle so ekstra harder. So, baie dankie Martin, dat jy nog hier is. Ons is vir almal graag genooi om na die diens iets te gaan drink en te eet daar in die kerk. Julle is al baie welkom. Nou wil ek graag vra, waar's Ansu? Ek het geweet sy sal agter my wees. Ansu, broer Martin het ek gevra om vir ons ietsie te skryf. En Ansu gaan dit nou lees, en dan gaan ons 'n geskenk oordra, en Kylen en Liam, julle moet dit net kom haal as tannie Ansu sê jy moet kom, hoor. Nou, Danny vra vir my die een wat julle weet baie maklik om te lees. So Martin het hierdie stukkie geskryf, en ek gaan dit lees as hy dit geskryf het. Ek het nou werklik by die laaste hekkie van my dienstyd as koster by NG Nooitgedag gekom. Hierdie tyd het baie tot my geestelike groei bygedra. Ek kon byvoorbeeld stil en alleen in die kerk sit en met my Skepper praat. Ek wil graag my vrou en kinders bedank vir die ondersteuning deur die jare. Ook vir Adrie, wie ek altyd kon nader as ek onseker was oor iets. My dank aan Dominee Robert en die kerkraad. Ek was ook bevoorreg om saam met Dominee Shaw, Dr. Jan en nou Dominee Robert te kon werk.
Hulle het almal bygedra tot waar ek vandag is. Ek wil ook ons gemeentelede bedank vir die goeie verhouding wat tussen ons was en steeds is. Om mee af te sluit, jare gelede by die aanddiens het 'n onbekende man en sy dogtertjie die diens bygewoon. Hulle het lekker met my staan en gesels en die dogtertjie word toe aangesê om vir die oom te sing. Ek het toe agtergekom, die man het vir oude meester saamgebring kerkdiens toe. Hy het aan die begin van die diens opgestaan en kort vir Dominee Shaw in die rede geval. Al wat ek kon doen was om na hom te gaan en te sê sy motor se ligte is aan en hy moet dit gaan afskakel. Ons is toe daar uit en ek het hom gevra waar hy woon. Daarna het ek saam met hom en die dogtertjie tot by sy huis geloop, wat gelukkig nie te ver was nie. So tussen die stap deur vra ek hom of daar iemand tuis is wat sy motor by die kerk kan gaan haal. Sy antwoord aan my was, moenie worry nie, hy staan by die kerk, Jesus sal hom oppas. Ek wil hê julle met hierdie woorde los. Jesus sal julle een en elkeen oppas. Groete woord. Dankie Anso, Kylen en Liam. Hulle is altyd die by die bazaar, altyd help, hulle wil altyd help met besig. Kyk hoe mooi lyk hulle volgende op die Sondag. Hoor ek dit dan? Die mense, behalwe die mooi boodskap, baie dankie dat ons bietjie van die tyd opgesteel het. Die Here dit hoor. Vrydag terug. Dis reg so. Kan ek sommer namens ons gemeente vir Martin 'n gebed doen? Is dit reg so? Wil oom nie voorkom staan nie? Sit oom reg daar? OK. Ek gaan net vir ons ek gaan vir oom 'n gebed doen. Is dit reg so? Oom kan net so bly sit. Here, baie dankie dat ons ook kan hoor, een van die geliefde kinders wat so deel is van hierdie gemeente. Dankie dat ons soms kan saam bid vanoggend. Ook vir vreugde en vrede elke dag. Waar jy al so lank pad saam met hulle kom, ook as 'n gesin en familie. Dit is ons so wonderlik, Here, dat ons ook vir mekaar kan intree. U ken ook sy behoefte. Dit wat in sy hart lewe vanoggend, mag hy ervaar dat U oorvloedig vir hom ook voorsien en seën. En mag hy steeds vir ander mense nog tot groot seëning in hulle lewe wees. Ons dankie en ons eer U naam. Amen. Goed vriende, ons gaan afsluit. Ons laaste lied. Het is eintlik so 'n mooi lied aan U, o God. So net my dankgesange, ek wil U in my aandlied prys. Al kwyn die sonlig teen die hange. U lig, hoor daar, U lig, my lig, sal hoër rys. Hy 3 versies wat ons gaan saam sing. Daarna sal ek die seën uitspreek en dan sing ons gaan dan heen. En dan is jy welkom om te kom tee drink en ietsie te eet. Kom ons staan en sluit ons af met daai mooi lied.
van lichamen hij verwacht. Van lichamen hij verwacht. Is aan die einde van mijn leven zal ik van zorgen nooit tevreden. Voor elke dag mij weer gegeven. Uw herinner of leed mij. Van die seën van die Here, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Amen. Verspreid my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, en ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou veilig vasstel. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is sonder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan alleen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Verspreid my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou, ek is bokant jou, ek kan jou sien, ek is binne jou, ek lei jou deur die Heilige Gees, die Seun van God drie, sal vir ewig met jou wees. Gaan dan gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Verspreid my